Vriende, goeiemôre. Dis Koffiekuier 917, Vrydag die 14de Februarie, dis ons ou Valentynsdag. So as jy 'n geliefde in jou lewe het, of dit nou jou eggenoot, jou lewensmaat is, jou spesiale meisie of ou, dalk jou ouers of jou kinders, maak dit vir hulle 'n lekker dag. 'n Dag waarin ons die liefde, wat ons natuurlik van God die Vader kry, in die eerste plek vier. Baie keer gebeur dit in 'n mens se lewe, of kom ek sê liewer soms gebeur dit in 'n predikant se lewe, dat hy 'n bepaalde teksgedeelte kry en dat jy eintlik met jou mens wees sê, ek wil nie hierdie teks lees nie, ek wil nie hierdie teks oordink nie, ek wil eintlik nie oor hierdie teks preek nie. En weet julle vriende, ek voelde nogal op 'n manier hierdie week iets van hierdie belewenis, iets van hierdie ervaring. Want die leesooster teksgedeelte waarna ons kyk, eerskomende Sondag en dan nou vandag en ook weer Dinsdag by gaan stilstaan, is die gedeelte in Lukas 6, daarvan vers 17 tot 26. En ek beleef iets van hierdie gedeelte dat ek die afgelope week al met die Here geworstel het te sê, ek wil nie hieroor preek nie. Dit is vir my moeilik om hierdie teks regtig dan nou te hanteer en daarmee om te gaan en 'n boodskap vir myself, maar natuurlik ook vir die gemeente te kry. En ek onthou dat Prof Bethel Miller, hy is nou al lankal oorlede, hy het een keer by ons, by geleentheid vir ons in die klas gesê, meneere, moet tog nie vir julle probeer slim hou met die woord van die Here nie. Lees dit net en verkondig dit. Nou, dit klink nou aan die een kant baie vroom en ideaal en mooi gesê, maar dit is nie so maklik nie. Maar ek wil nou vandag tog Prof Bethel se woorde ter harte neem. En ek wil eintlik vanmôre net hierdie teks met jou deel. Net saam met jou lees, ek gaan so hier en daar 'n opmerking maak oor die konteks, die agtergrond. Lukas se evangelie verskil mos nou van Matteus en Markus en ook Johannes. Elke evangelieskrywer het 'n bepaalde fokus wat hy wil plaas op die verkondiging van die goeie nuus van Jesus Christus. In Matteus 5 lees ons van die bergrede en die saligspreking. Ons het verlede jaar daarby stil gestaan. Maar as ons dan nou in Lukas 6 kom, dan praat Lukas van nie 'n bergpreek nie, maar 'n vlaktepreek. Nou, daar is twee teorieë daaroor. Daar sommige geleerdes wat sê Lukas verwys eintlik na dieselfde boodskap wat Jesus uitgedra het. Anders sê weer nee, dit is 'n ander omstandighede wat hier plaasgevind het waarna Lukas verwys. Hoe dit ook al sê, ons lees in Lukas 6 vers 17, dit is nou nadat Jesus die 12 apostels gekies het, daar op die berg waar hulle gaan bid het, en dan lees ons Lukas 6 vers 17, hy het saam met hulle van die berg afgekom en op 'n gelykte by 'n groot aantal volgelinge gaan staan. So, kan jy vir die prentjie, Jesus kom saam met die 12 apostels van die berg af, daar so 'n vlakte voor die berg, en daar's 'n groot klomp mense wat eintlik na Jesus wil kom luister. En Jesus gaan staan daar. Dan sê hulle ook van die hele Joodse land en Jerusalem af, en van die kusgebied van Tyrus en Sidon af, was daar 'n menigte mense wat gekom het om na hom te luister en van hulle siektes genees te word. Nou gaan nou oor die genesing iets sê, dis baie belangrik, Lukas kom verduidelik vir ons hier, so hy sê, daar was 'n klomp Jode uit Jerusalem en uit die Joodse gebiede uit, maar ook uit Tyrus en Sidon, met ander woorde die tradisioneel, kom ons sê dan heidene nasies. Daar was 'n klomp mense wat gekom het om na Jesus te kom luister en om van hulle siektes genees te word. Nou, Lukas spesifiseer nie wat daardie siektes als is nie. Hy sê maar net, ook die wat onder bose geeste gelei het, is gesond gemaak. So dit vir mens maak die afleiding, dit was fisiese siektes wat genees is, maar ook dan emosioneel geestesgesondheid wat die Here Jesus hanteer het. Vers 19. Al die mense het hom probeer aanraak, omdat daar krag van hom uitgegaan het en hy almal gesond gemaak het. So jy sien hierdie skare mense daar op die vlakte staan. Hulle kom na Jesus toe, hulle wil hoor wat hy sê, hulle wil genees word, hulle wil aan hom raak, want hulle weet daar is krag wat van hom uitgaan. En in hierdie oomblikke, vers 20, dan lees ons dat Lukas vir ons sê, Jesus in hierdie situasie, tussen hierdie klomp mense, het sy disippels
sy volgelinge aangekyk en gesê: Geseënd is julle wat arm is, want aan julle behoort die koninkryk van God. Geseënd is julle wat nou honger het, want julle sal versadig word. Geseënd is julle wat nou huil, want julle sal lag. Geseënd is julle wanneer die mense julle haat en julle verstoot en uitskel en julle naam vermy soos iets wat sleg is, alles ter wille van die seun van die mens. Wees bly op daardie dag en spring rond van vreugde, want vir julle is daar groot beloning in die hemel. Hulle voorvaders het immers met die profete net so gemaak. En die mens wil amper nou net tot hier lees en sê, maar ons ken die verhaal. Ons ken hierdie geseënd, makarios, die Griekse woord, nee, wat ongelukkig baie meer is as wat die 2020 vertaling van gelukkig. Dit gaan oor baie meer as net gelukkige happiness. Dit gaan oor hierdie totale lewenstoestand van shalom, van vrede, van geseënd wees. En as mens hierdie lees, dan sê ons ken dit. Ons het die bergpreek in Matteus mos nou goed gelees. Maar dan gaan Lukas verder. En hy sê in vers 24, Jesus se woorde dan: Maar ellende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker lewe al weg. Ellende wag vir julle wat julle nou vol eet, want julle sal honger ly. Ellende wag vir julle wat nou lag, want julle sal treur en huil. Ellende wag vir julle as al die mense goed van julle praat. Hulle het immers, hulle voorvaders het immers by die valse profete net so gemaak. Nou vriende, jy hoor nou, hoekom ek nou eintlik vandag vir die Here sê in hierdie week met hom worstel en sê, ek wil nie oor hierdie teksgedeelte preek nie. Want as ons hierdie woorde van Lukas mooi luister, dan is dit nie net die geseënd, salig, gelukkig, besonder, dis ook ellende, of wee julle, swaar kry is op pad. En as 'n mens nou nadink oor hierdie teksgedeelte, dan sê die slim ouens ook vir jou, ons moet onthou, Lukas skryf sy evangelie, en hy fokus verskriklik baie op die nooddier, harde werklikheid van mense. So, ons moet nie hierdie geseënd wees vergeestelik, asof dit nou maar net geestelike sake is nie. Dit gaan oor fisiese honger en armoede, want Lukas skryf vir die randfigure van die samelewing. Lukas wil juist daardie klem trek, daardie streep trek om te sê, almal word ingenooi in God se koninkryk. En ek dink die punt van die verhaal is nie om my en jou te laat skuldig voel of nie skuldig voel nie. Ek sal Sondag bietjie in ons erediens meer oor die verskillende fokusse van hierdie teksgedeelte probeer sê. Ek dink die punt van hierdie gedeelte, wat ek en jy vanmôre behoort te hoor, wat ek hoor, is doeteenvoudig dat die Here vir my kom sê, tussen al die mense wat hier rondom my is, tussen almal wat my ken en kom soek na kom ons sê maar die aanskoulike van genesings en so aan, is daar my disippels, hulle wat my regtig volg. En vir julle wat my regtig volg, gaan die lewe nie net altyd maklik wees nie. Daar is moeilikheid, daar is moeilike tye. Ouens wat dit net maklik en lekker het, verstaan nie wat dit beteken om disipel van die Here Jesus te wees nie. En ons moet voorberei daarop wees. En die vraag wat ek dan daarmee saam wil vra, vriende, is doodeenvoudig. Is ons bereid om dit te doen? En die Here weet, ek vra dit nie vir jou nie, ek vra dit vir myself. Is ek bereid om in alle omstandighede my lewe volledig in God se hande te plaas? Wanneer dit goed gaan en ek kos het en ek genoeg het en mense goeie goed vir my sê, ja, maar ook wanneer dit swaar gaan, wanneer dit moeilik gaan, wanneer mense my naam sleg maak, is ek bereid om te sê, Here, ek behoort aan U. Ek dink dis waartoe die Here Jesus ons uitnooi. En ek wil jou uitnooi om ook vandag en môre hieroor na te dink. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons U woord lees, dan is dit so, dat U woord vir ons ook, vir ons lewe, betekenis bring.
Dat het ons bring op daardie punte wat ons ook moet nadink oor die lewe, ons lewe, hoe ons dit leef en wat ons motivering daarmee is. En as ons dan hierdie teks lees vanoggend, Vader, dan wil ek by U pleit dat U deur die Gees ook my en elkeen van ons wat hier is, sensitief sal maak om regtig te hoor wat U boodskap vir ons persoonlik elkeen is. Dankie dat ons U daarvoor kan vertrou. Wil U met ons wees ook in hierdie naweek? En ons bid dit, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat U ons koning is, aan wie ons lewens toe vertrou. Amen. Ek is Sondag in die kerkgebou aan die woord en ek hoop ek gaan verder met hierdie teks so bietjie kan oopbreek. Ek wil jou uitnooi om in te skakel daarbij, by ons erediens, so Kobus sal vir ons op die koffiekuiergroep dan ook die skakel plaas. Intussentyd hoop ek dat jy 'n naweek het waarin ek en jy regtig opnuut voor die Here vra, wat beteken dit om disipel van Jesus Christus te wees? Geniet jou koffie, ons gesels dan weer Dinsdag. Mooi loop.